Dan sê julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Efesiërs 2 vers 19 tot 22 asseblief. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Net voordat ons lees, sorry Nico. Jo, ek weet nie wat het nou gebeur nie, daar is hy nou beter. Wil ek net die tema vanoggend met julle deel. Ons begin met 'n nuwe reeks en ons gaan in hierdie reeks kyk hoe die kerk moet lyk vir die moderne wêreld of hoe die kerk moet lyk in die moderne wêreld. En dan vanoggend se spesifieke tema is wat is die kerk? Wie is die kerk? En hierdie is baie belangrike vrae wat ons vir onsself moet vra in 'n tyd waarin ons woon. So voordat ons lees vanoggend, kom ons sluit net die oë en nader die Here. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend as u kinders saam in hierdie geestelike huis bymekaar te kom. Vader, waar ons nou net gesing het, dat in u wil is ons vry. Vader, hoe waar is dit nie? En Vader, ons prys u vanoggend vir dit. Dat u woord nie daar is om ons oor die vingers te slaan nie, maar dat u woord daar is om ons te verduidelik wat is u wil. En dat in u wil goedheid en liefde en vrede en vreugde is vir ons. Maar Vader, ek vra vanoggend, ons harte stem nie altyd saam met u woord, met u wil nie. En dat ons harte baie keer vir ons jok en vir ons sê dat dinge volgens die vlees se wil is lekkerder en beter. Vader, mag u woord vanoggend ons harte in lyn maak met u wil. Mag die waarhede van u woord vanoggend ons harte vernuwe en verander en herskep. En Vader, waar ons gaan praat oor u kerk, mag ons vreugde vind in dit dat ons deur die Gees verenig is, nie net met Christus nie, maar ook met mekaar. En Vader, mag in hierdie reeks ons besef, deur na u woord te kyk, dat dit 'n voorreg is om diensbaar te staan in u liggaam, in u seun se liggaam, die Here. En Vader, dat ons nie langer kan terugsit en sê, ek is nie diensbaar nie. Maar dat ons sal ook besef dat die grootste gevaar in hierdie wêreld, dit kom nie van buite af nie, maar kom van die verdraaiing van die woord in die kerk tans. En Vader, mag u ons op ons tone hou. Mag ons elke waarheid toets wat ons hoor in hierdie gemeente en op die televisie en op sosiale media, Heer. Sodat ons nie mislei sal word nie, maar op die pad sal bly wat volgens u wil is. Vader, dan vra ek ook vanoggend, mag u my lippe aanraak, mag u my sondigheid op sy sit, en mag u ons net laat herfokus op u woord en u seun. Ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Efesiërs 2 vers 19 tot 22, is dit 'n baie bekende gedeelte wat ons almal ken. In vers 19 sê vir ons, en ek lees weer uit die 33 tot die 53 vertaling, sê dan vir ons, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondamente van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verhuis tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Net tot sover, asseblief. Nou soos wat julle weet, het ons nou 2 Sondae terug, of eintlik 'n rukkie verder terug opgehou met die reeks oor sonde, en ons beweeg vanoggend aan na die reeks waaroor ek baie opgewonde is, en dit gaan oor die kerk. Nou ek seker meeste van ons het al preke gehoor oor die kerk, en ek kan vinnig baie, hoe kan ek dit sê, nie opgewondenheid kweek in my hart as ons nou
sê ons gaan praat oor die kerk nou vir 'n ruk. Maar weet julle hoeveel interessanthede word te vind in die kerk? Wie ons is, wie ons behoort te wees. En wat ek wil doen in hierdie reeks is dat ons Springs Baptiste Kerk, Brakpan Baptiste Kerk, toets volgens wat die woord sê. En sê, is ons nog in lyn waantoe die Here ons roep? Is ons nog besig met die dinge waantoe die Here die kerk roep? En hanteer ons mekaar as die liggaam van Christus? Maar ook op dieselfde tyd vir onsself vra, maar is elke kerk daar buite die kerk van Christus? Kan ek net na enige iemand luister van enige denominasie? En sonder en in dit ook met groot versigtigheid praat, maar ook vir onsself sê, maar is ons nie behoort om onsself in te skerp, om te besef dat eerstens nie almal wat in die kerk sit altyd weergebore is nie, maar ook om te sê dat nie alle kerke wat sê hulle is kerke daar buite kerke van die waarheid en van die Here Jesus Christus is. En sodoende gaan ons vanoggend begin by die fondasie en ons gaan kyk maar wat en wie is die kerk. En ons gaan na eenvoudige waarhede kyk wat ek dink ons almal al gehoor het, maar ons gaan ook kyk na waarhede wat ons miskien ken, maar nog nie gekonnekteer het met die kerk self. En mense, voordat ons aanbeweeg, en ek sê dit met groot versigtigheid, moet ons besef in die reeks dat ons nie meer in 'n naïewe manier, en ek bedoel dit met die grootste respek, kan kyk na die kerk nie. En nie meer kan al die kerke noem daar buite as die kerke van Christus nie. En nie net op grond van as iemand sê dat hy vir Jesus ken, dat ons kan sê dat dis dieselfde Jesus wat ons aanglo nie. Want weet julle hoeveel valse Christusse word verkondig daar buite en hoeveel die Nuwe Testament ons waarsku teen valse lering, valse leraars, anti-Christe en ook valse Christusse wat sal kom. En mense, ons kan nie meer net sê, maar ten minste, dit is 'n kerk nie, dit is 'n kerkboodskap. Ons moet dit toets, volgens die woord wat die Here vir ons gegee het. So voordat ons vanoggend begin met ons hoofteksgedeelte, wil ek net hierdie noem. Nou, wie kan vanoggend my sê, wat staan direk oor aan die donker kant van die kerk? As ek dit so kan stel. Wat is die oppositie altyd volgens my vir die bulle? Is die cheetahs, né? Ek hoop julle stem saam met my. Party gaan sê die Sharks, ek weet nie daarvan nie. Maar in my perspektief, 'n Vrystater, is dit altyd die groot game is die bulle teen die cheetahs. In skaakry swart en wit, né? Pionne en kante. Maar in Christendom dink ons altyd die donker teenoorgestelde kant van ons geloof is miskien satanisme of die okkulte of die sektes daar buite wat amper okkulties is. En ons dink dit is die grootste bedreiging vir die kerk daar buite, maar weet julle wat? Dis 'n illusie. Die woord maak dit duidelik, die bose, die donkerte daar buite sal nooit die kerk van Christus oorweldig nie en nooit dit vernietig nie. Maar weet julle wat is die grootste bedreiging vir die kerk? Is die wat die kerk namaak. Die wat maak asof hulle 'n kerk is. Vir Christus net so draai. Die waarheid net so draai. En valsheid kweek. En mense, vanoggend voordat ons aanbeweeg, wil ek net hierdie noem. Ek praat nie vanoggend uit 'n perspektief uit dat die Baptiste die enigste ware kerk is. Nee, glad nie. Maar ons gaan kyk na wat moet in 'n kerk wees om te sê, maar dit is 'n kerk van Christus. En ook baie belangrik, ons hoef nie op alles saam te stem nie, maar op die fondasie wat ons vanoggend gaan lê, moet ons oor saamstem. Ons kan verskillende sienings hê oor die eindtyd of wat ook al, maar ons moet ten minste byvoorbeeld glo dat Christus weer terugkom in 'n fisiese vorm. Né? Baie belangrik. En sodoende vanoggend wil ek net hê, kom ons sit, luister. En die waarhede wat in jou hart is, maak seker is waarhede wat uit die Bybel uitkom, in plaas van waarhede wat dominee Dani of Piet of Pieter vir jou gesê het. Toets dit wat jy weet volgens die skrif. So as ons na ons hoofteksgedeelte kyk vanoggend, sê vers 19 tot 20 vir ons, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondamente van die apostels en profete, terwyl Jesus self die hoeksteen is. Nou ek seker elke een van julle het al 3 of 4 of 10 of 20 preke oor hierdie gedeelte gehoor.
Maar wat vir my so besonder is van vers 19, hulle praat eintlik van ons. Want ek weet nie van julle nie, maar nie een van ons is 10-10-1 pure blood, soos die Engels sal sê, Jode nie. Miskien is daar 'n bietjie Joodse bloed in ons, wat ons altyd sê, ek sê altyd, Michaela dink ek sê Jood, want sy sê ek so en so en so, of dit waar is of nie, weet ek nie, maar, stem julle saam dat ons almal wat in Suid-Afrika is, eintlik 'n mengelmoes is. Ons familiebome, nê, lyk baie vreemd as jy hom moet gaan opteken. Miskien van Suid-Afrika lyk hy soos 'n boom as jy hom terugtrek, van ons voorouers se voorouers se voorouers. Ons is 'n mengelmoes tussen Franse, Engelse, Duitse, Hollandse, Nederlandse, Skotse, Ierse, en kan ek ook sê, Sotho-se, Zulu-se bloed, wat hier sit vanoggend. Nee, ons is 'n mengelmoes van mense, wie se voorouers van verskillende plekke oor die wêreld kom, en weet julle wat vers 19 sê, voor redding was ons vreemdelinge, en is ons vreemdelinge, voordat ons vir Jesus ontmoet het, was ons vervreemd van die Here af, is dit nie waar nie? Ek het nie die Here geken nie, al het hy my geken, het ek hom nie geken nie, ek het nie sy waarheid geken nie, ek het nie sy wil geken nie, en ek was vervreemd van dit af. Maar hoor wat sê vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ons is nie meer 'n vreemdeling na redding in die huis van die Here nie, en waar is die huis van die Here? Hier in ons midde, die liggaam van Jesus Christus. As ek 'n broer of 'n sussie in Israel of Rusland raakloop, wat vanoggend aan dieselfde dinge gaan hou, en vashou wat ons gaan oor praat, is hy nie 'n vreemdeling vir my nie, maar ek is een met hom en hy is een met my. En dis hoekom maak nie saak waar ons kom nie, kan ons verwag dat die vrug van die Gees in daai broer sal wees, al verstaan ek nie sy taal nie. En weet julle hoe amazing is dit? Geen organisasie op hierdie aarde kan dieselfde sê van hulle organisasie nie. Want ons is nie 'n organisasie nie, ons is nie 'n gebou of mensgemaakte elemente wat ons bind aan mekaar nie, maar geestelik ewige dinge wat ons bind aan mekaar, en goddelike dinge wat ons bind aan mekaar. Mense, hoeveel keer in die wêreld na redding het jy al alleen gevoel? Ek het al baie. Hoe hartseer is dit om dit vanoggend te sê in die lig van hierdie waarheid? Want ons is een met mekaar. Ek is nie 'n vreemdeling in die kerk, in die liggaam nie. Maar weet julle wat vir my amazing? Die woord sê natuurlik, nie in teenstryd nie, ons is vreemdelinge in hierdie wêreld, want ons kom nie meer van hierdie wêreld af nie, ons is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe wese, met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe wil wat ons oriënteer om die Here se wil te soek. En hoe is dit moontlik? Natuurlik deur die Gees, wat ons nie net verenig met Jesus Christus as een nie, ons vergeet altyd die tweede een, verenig met mekaar ook as een. En dan kom vers 20 en verduidelik vir ons eintlik die fondasie en die sleutel van hierdie liggaam, van hierdie kerk, van hierdie geestelike gebou, en vanoggend baie belangrik, hierdie gedeelte maak dit vir ons duidelik dat hierdie gebou niks beteken. As die gebou val, beteken dit nie die gemeente val nie. Ons is die kerk, daar waar ons onder die boom sit, daar waar ons by mekaar kom, ons is die kerk. Maar wat so mooi is, vers 20 kom en gee eintlik vir ons 'n grondslag, die fondasie van wat is die kerk, en dit sê vir ons gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So Paulus kom en verduidelik ons iets besonders, en hy sê ons geloof, hierdie geestelike gebou, hierdie liggaam van Christus, is gebou op wat? Wat se fondasie? Van die profete en die apostels. Nou wie is die profete, verwysend na die Ou Testament, wat hulle gesê het. En die apostels vind ons waar, wie kan vir my sê? In die Nuwe Testament. En dit sê eintlik tegnies vir ons, dat die liggaam van Christus in eenvoud, hierdie geestelike gebou, ons geloof gebaseerd is op wat? Op die ou en die nuwe. Nie net op die nuwe of net op die oue nie, maar op die totale woord van die Here. Ons sit hier vanoggend omrede ons vashou aan dit, stem julle saam met my. Maar wie is die hoeksteen op daai fundament?
Jesus Christus. Wie is die sleutel wat dit moontlik maak dat ons kan deel wees van hierdie gebou, dat ons kan vashou aan die fondasie en dit glo, is Jesus. En in die antieke tye, ek weet nie of dit vandag nog so is nie, ek het nog nie 'n huis gebou nie, ek het al modderhuisies gebou. Maar in die antieke tye het hulle die eerste steen wat hulle gelê het, was die hoeksteen. Want onthou net, as daai steen bietjie so lê, dan gaan die gebou heeltemal so gedraai wees. Daai steen word geplaas gewoonlik ook, hopelik met wysheid op die regte grond, dat hy nie sak nie. Die fondasie moet al gelê wees, 10:1, dat hy nie sak nie. En Jesus is daai hoeksteen wat eintlik die begin is, wat alles aan mekaar vasbind, wat na dit kom, die dak, die mure en alles. En Jesus is die sleutel van hierdie fondasie. Maar mense, in eenvoud kan ons dan vanoggend sê, net voordat ons aanbeweeg, ons as kerk word dan in hierdie gedeelte geroep om aan die totale woord van God vas te hou. Ons kan nie 'n Bybel in 'n Bybel sien nie. En dit gebeur so vinnig in my eie denke, dat ek die Nuwe Testament sien eintlik as dit wat ek moet op fokus. Maar Christus word te vind in die Ou Testament ook. Baie belangrik. Christus word te vind in die Ou Testament. Die Nuwe Testament kan nie staande bly sonder die fondasie van die Ou Testament. En om daarna te verwys, miskien na hierdie tafel, dink aan hierdie tafel wat hier voor staan. Sien die Nuwe Testament as die blad van die tafel, en die Ou Testament as die pote. Wat gebeur as ek die pote wegvat? Dis nie meer 'n tafel, dis net 'n stuk hout. En dit is hoe die Bybel gebou is op mekaar. Ons verstaan eintlik tegnies gesproke die Nuwe Testament beter deur die Ou Testament te gebruik om onsself te verdiep in dit. Selfde van die Ou Testament. Ons verstaan die Ou Testament beter deur die Nuwe Testament te lees. En so kan ons aangaan. Dan kom Johannes 1 vers 1 tot 5 en sê vir ons die volgende. En dit bind eintlik die hoeksteen en die fondasie aan mekaar. Wat is die fondasie, die woord? Wie is die hoeksteen? Jesus. Maar nou kom die skrywer en sê eintlik vir ons iets besonders en sê maar dat dit een is. Hy sê nie dat dit twee aparte dinge is nie. Dis nie 'n hoeksteen en die woord nie, maar dat die woord en die hoeksteen Jesus Christus is een, en dit sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens, en die lig skyn in duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dis die begin van die evangelie van Johannes. Nou wie verwys hy hier? Na Jesus Christus. Wie is die woord en die waarheid? Die weg, die waarheid en die lewe? Jesus Christus. Die skrywer sê vir ons so mooi, en ek gaan dit vanoggend net in eenvoud, ek wil nie daarop hamer nie, maar oor en oor sê ons, die woord het vlees geword, sê ons dit nie. Christus is die woord van God, die ou en die nuwe, maar baie besonders, sê die skrywer, maar alle dinge het deur hom ontstaan. Nou dink gou, hoe het God die Vader geskep? Hy het gespreek. Nee, as ek dit so in eenvoud kan verduidelik. Hy het gespreek en dit was daar. En hy het gesê dit is goed. Nou deur te spreek, wat spreek hy? Sy woord. Deur Christus het God die Vader alle dinge geskep. Tot Christus het hy alle dinge geskep. Mense, dis besonders om te besef dat die woord van God, wat, ek sien sommer Tannie Martie hou 'n Bybel daar vas, daai woord sien ons partykeer as laag in ons eie denke. Dit is God self. Was daar van die begin af, is onveranderlik, kan nie verander word deur enige kerk, denominasie of persoon nie, want dit is God self. Dit is onfeilbaar, sonder fout, en ons kan daaraan vashou sonder twyfel. Maar nou kan julle die vraag vra, maar Pieter, wat het hierdie waarheid te doen met wat is die kerk? Ons gaan nou hierdie beantwoord. Om hierdie te beantwoord moet ons die vraag vra, maar wie is die kerk? Ons gaan so 'n bietjie 'n draai van en weer terugkom na hierdie vraag toe. Want ons het nou net vasgestel, die kerk is nie 'n gebou nie,
Dit is 'n geestelike gebou, maar wie en wat vind ons in hierdie gebou? Die fondasie is die woord en die sleutel om deel te wees is Jesus. Maar 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke, slawe of vrye manne, ons is almal van een gees deurdronge. So die vers sê en verduidelik vir ons in eenvoud, as die gees van God in jou woon, permanente, nie net deelagtig geword het nie, permanente woning het in jou, is jy deel van die liggaam van Jesus Christus. Is dit nie waar nie? So, hoe word ek deel van hierdie geestelike gebou, een van hierdie bakstene, as ek dit so kan stel? As die Gees in my woon. Die Gees bind ons aan mekaar vas. En natuurlik in hierdie konteks van 1 Korintiërs 12 vers 13, is dit belangrik net te besef, dat as hulle verwys na die doop red ons nie. Christus alleenlik red ons. Maar in die konteks het hulle verstaan, die mense in die antieke tye het besef en verstaan, dat wanneer hulle praat oor die doop, praat hulle van redding ook. Want dit is gebind aan mekaar. Baie belangrik, die Bybel sê oor en oor, bekeer jouself en word gedoop. Nee, die een kan nie staan sonder die ander een nie. So hulle praat hier van geredde gelowiges, wat gedoop is in gehoorsaamheid teenoor die Vader, in die liggaam in, wat natuurlik beteken dat hulle die Gees van God by redding ontvang het, nie by die doop nie. Maar dit sê vir ons iets besonders. Die fondasie is die woord, die hoeksteen is Christus, maar wat bind ons aan mekaar vas? Wat maak dat ek nie net 'n los klippie is op die hoeksteen nie? Die Gees van God. Die Gees van God is die sement tussen die bakstene, wat ons bind aan mekaar vas. En wie se huis is dit? Wie se huis dink julle is dit? God se huis. Sien julle die drie enige God wat verteenwoordig word as ons kyk na die liggaam? Ja, dis Christus se liggaam en Christus is die hoof van die liggaam. Maar as ons praat van die geestelike gebou, is dit die Vader se huis en Christus is oor die Vader se huis. En wie bind ons vas en wie maak ons deel van die Vader se huis? Die Vader se Gees, die Seun se Gees, die Heilige Gees. Vers 20 tot 21 sê eintlik hier vir ons indirek in ons hoofteksgedeelte wat sê, in wie die hele gebou saamgevoeg word, verhuis tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ek glo dit is eenvoudig. En ek hoop julle verstaan. En dit bring ons dan na die volgende punt. Wie is die wat die Gees van God het? En ek weet hierdie is eenvoudige goedjies waaroor ons vanoggend praat, maar so belangrik. Wie is die wat deel het aan die liggaam van Christus? Is dit die wat lidmate het op hierdie aarde? Nee. Dit sê die wat die Gees het, maar hoe verkry ek die Gees? As ek dit so kan stel eenvoudig. Handelinge 16 vers 31 gee vir ons die eenvoudige antwoord wat sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So wanneer ontvang ek die Gees van God? Wanneer ek tot redding kom. En hoe kom ek tot redding? Om te glo in Jesus Christus. Eenvoudig, om my sondes te bely. En hierdie is nou belangrik. Nie net te bely nie, aan Christus vas te hou, om hom aan te neem as my verlosser en saligmaker, maar dan baie belangrik, weg te draai van die ou mens en hom te volg. As ek hom nie volg nie, is daar nie ware redding nie. Jy gaan nie perfek wees nie, maar daar gaan groei gebeur. Wie red ons? Jesus. Die dag wanneer jy tot redding kom, is die dag wanneer jy besef, Christus het 2000 jaar terug vir jou gesterf. En nog meer belangrik, is die dag wanneer jy die eerste keer God se liefde ervaar. Dit was nog altyd daar vir jou. Mense, dis hoekom, wanneer jy werklik weergebore is, en dis hoekom ons noem dit wedergeboorte, ek weet nie hoe iemand wat weergebore is kan sê, ek soek dit nie meer nie. Dit getuig van iemand wat nooit weergebore was. Ek weet nie van julle nie, maar maak nie saak in wat se donker situasie ek is nie. Ek kan nie die Here ontken nie. Ek kan onwys teen hom optree, soos Job, en vra die hele tyd, hoekom? Ek kan vra, hoekom Here? Hoekom gebeur dit alweer met my? Maar ek ontken hom nie.
En dan in eenvoud moet ons die baie belangrike vraag vra. Wie is dan die kerk? En ons het nou net gesê, natuurlik, mense wat glo in Christus, en dit klink nou vreemd, hoe vra ek hierdie vraag wie? En om net te sê, dit is die wat glo in Christus, is waar, maar ook baie gevaarlik. En ek gaan dit nou verduidelik. Wanneer ons in hierdie eenvoud na dit kyk, moet ons met wysheid optree en vra maar wat glo van Christus. Want ek weet nie van julle nie, ek probeer nou kyk, is niemand met dieselfde naam in Springsteen, nee? Ek probeer nou ding, nee. Ok, maar kom ons sê oom Freddy, ek was net so mooi soos hy, presies soos hy, gelyk oom Freddy staan geop, laat hulle sien hoe lyk ek. Nee? So, hier is ons ouer Pieter, 'n wyser weergawe van hom. Nee, ek weet nie, is dit 'n wyser weergawe? Ja. Ok, so, almal sien vir oom Freddy, maar kom ons sê ek en oom Freddy, ek is net so mooi soos hy, ek het eintlik 'n eierkop, hy het 'n ronde kop, ek het hom al geskeer, so ek gaan nie dieselfde lyk as ek enig my hare bietjie meer verloor nie, maar, stem julle saam as julle 'n Pieter ken, almal ken 'n Pieter, né? En die een persoon dink aan daai Pieter, en die ander persoon dink aan die Pieter, is dit twee verskillende Pieters. Hoekom? Want die Pieter het hare, né? Die Pieter is amper 'n jaar getroud. Daai Pieter is al lank getroud met kleinkinders. Ek nog nie eens kinders nie, né? Die Pieter is getroud met 'n Portugese meisie. Daai Pieter is getroud met 'n boeremeisie, né? So kan ons aangaan. Maar stem julle saam dat as ek sê ek ken vir Pieter, is dit nie te sê ek ken daai Pieter nie. So as 'n kerk vir Christus verkondig, maar nie dieselfde Christus as wat ons ken nie, is dit nie ons Christus nie. Koop in eenvoud, julle is met my. So ons moet nou vanoggend vir onsself die vraag vra in eenvoud, maar wat glo ons in eenvoud? Om te sê, maar as jy aan die vashou, is jy deel van die liggaam van Christus? As jy nie hier aan vashou nie, is jy nie. En mense, dis hoe eenvoudig dit is. Ons maak dit kompleks van wie is hierdie dominee om te sê, daai kerk, ek gaan nie kerke se name noem nie, maar daai kerk wat daar is en daar is nie Christus se kerk nie. Dis die dominee wat die kerk toets volgens die skrif, so eenvoudig soos dit. Dis die gelowige wat dit doen. So baie belangrik, waaraan glo ons wat ons nie kan verskil op nie? Eerstens, dat Jesus, toe hy afgekom het aarde toe, teen volle mens en teen volle God was. Baie belangrik. Dat hy gebore was uit 'n maagd uit en in geen sonde. Dat hy gelewe het op hierdie aarde sonder om enige sonde te doen of sonde te pleeg, dat hy gekruisig was op hierdie aarde vir ons sonde, dat hy gesterf het in sy menslikheid, nie goddelikheid nie, die dood oorwin het deur die Gees van God wat hom uit die dood uit laat opstaan het. Wat kan ons nog sê? Opgevaar uit hemel toe, nou sit aan die regterhand van God, baie belangrik as ons hoëpriester, né? En baie belangrik dat hy eendag weer sal terugkom. Nie simbolies nie, fisies. As ons saamstem oor hierdie, maak dit nie saak of hy 'n baptis is, 'n NG ou, 'n Pinkster ou, maak nie saak nie. Hy's my boetie. Dis my sussie. Ons is een met mekaar. Maar as ons glo dat Jesus nie God was nie, of glo dat hy nie weer terugkom nie, of glo dat hy nie die sleutel is nie, maar dat my dade my red, is dit nie meer 'n kerk van Jesus Christus nie. Is daai persoon nie, glo hy nie in dieselfde Jesus as wat ons doen nie. En hier is waar groot versigtigheid kom. Ons sê nie hierdie dinge uit hoogmoed uit nie, maar dat ons juis met daai ou kan praat en vir hom Jesus vertel wat ons ken. Ek weet nie van julle nie, ons moet hom deel, hè? Ons kan hom nie hier vir onsself hou nie. Mense vanoggend vra ek vir jou, maar wie glo hierdie dinge? Steek jou hand op. Wie glo hierdie dinge wat ek nou net genoem het? Ek doen. Ek hoop julle doen. As jy nie doen nie, sorry nee, al het jy lidmaatskap, dit beteken nie veel nie. Nee, dit is soos om 'n kaartjie te hê wat sê jy is 'n biljoenêr, maar jy is nie eintlik nie. Nee?
Maar weet julle wat? En nou gaan ek bietjie harder en dieper praat. Enige kerk wat nie hierdie Christus verkondig nie, maar hulle self kerk noem. Christus is nie die hoof van daai kerk nie, maar die duiwel en Satan is. Baie belangrik. En ek weet hierdie is nou 'n moeilike ding. Onthou net, ons kan verskil oor ander dinge. Ons kan byvoorbeeld verskil oor hoe Jesus gaan terugkom. Hy kom fisies terug, né? Ons kan verskil oor of hy die 13de November of die 14de byvoorbeeld. Dis alright. Ons kan verskil want onthou soos wat ons groei, besef ons ook ek het daardie verkeerd verstaan of nie so mooi verstaan nie. Dis alright, maar op hierdie punte kan ons nie verskil nie. En vir wie kom Christus terug? Vir sy liggaam. Alleenlik. Die wat nie glo nie, sal nie eendag by die Vader wees nie. Wat was Christus se doel? Nie dat ons die ewige verkry nie, maar dat ons vir ewig by die Vader sal wees. Christus se werk was in die hele woord van God om ons by die Vader uit te bring. Vir ewigheid. Baie belangrik, mense. En dan kan ons nog dieper en harder praat en sê, as jy nie die volle woord van God aanvaar nie, glo ons ook nie aan dieselfde Jesus nie. Nou hierdie is belangrik, en ek gaan dit verduidelik. As jy opsetlik selektief is, verwysend, opsetlik sê ek hou net aan hierdie vas, in die Bybel, en nie aan daardie, glo ons nie in dieselfde Here nie. As jy opsetlik sê, al sê die Bybel dit, maar ek gaan dit nie aan vashou nie, dis nie 'n waarheid vir my nie, glo ons nie in dieselfde Here nie. Want die skrif sê vir ons dat die woord self God is en Christus is die woord. Ons kan groei in ons verstaan. En weet julle wat? Toe ek 'n paar jaar terug en tot vandag toe is daar konsepte in die Bybel wat ek nooit sal verstaan nie. Wat moeilik is om te verstaan. Maar weet julle wat doen ons as weergebore gelowiges? Sê Here, ek probeer om dit te aanvaar. Help my om dit te aanvaar. Ek verstaan dit nie. Maar help my net dat dit nie rusie maak in my hart nie. Help my net om in lyn met dit te wees. Help my net om te groei in dit. En ek hoop julle saam met my vanoggend in hierdie. As die Bybel dit sê, het God dit gesê, né? Ons worry nie oor wat Pieter sê nie, ons worry oor wat die Here sê. Hoor wat sê Psalm 119 vers 160 vir ons. Die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. So die hele woord van God is waarheid. Wie is die enigste waarheid? Wie is die weg, die waarheid en die lewe? Jesus Christus. En mense, die is een van die grootste lokvalle vandag, is om met 'n kinderlike gesindheid en perspektief na die wêreld en die kerk te kyk. Nie te glo nie, na die kerk te kyk daar buite. En om te sê dat alle kerke is Jesus se kerk. Dis onwaar. Nie almal wat sal sê, Here, Here, gaan die Here sê, ek ken jou nie. Is dit nie Bybels nie? Maar mense, is dit nie nou ook ons werk om seker te maak, ons word nie mislei nie. Om seker te maak, ons wat hier sit, hou nog vas aan die regte dinge nie. Om onsself te suiwer en te sê, maar glo ons die regte dinge? Of glo ons valshede nie? Dit is waar dat die bose nooit die kerk sal vernietig nie. Maar dit is 'n waarheid van die laaste boeke in die Nuwe Testament. 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, 1 Petrus, 2 Petrus, né? Judas wat daar te vind is. Elke boek waarsku ons teen valse lering, valse Christusse en dit sal kom. En daar sal mense misleid word wat nie die woord van God ken nie en ook nie dinge toets nie. Mense, ons moet alle dinge toets. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 21. Beproef alle dinge, behou die goeie. Mense, ons moet die woord van God gebruik as wat? Wat is die grootste en hoogste autoriteit wat ons het in die kerk en op hierdie aarde? Wie kan vir my sê? Waar volgens moet ons dinge toets? Die woord van God. Natuurlik met die hulp van die Gees, maar die woord sê tot toets die Gees. Om seker te maak, dit is God se Gees wat dit vir jou sê. Baie belangrik.
En dit skei ons weer. As 'n kerk nie die woord van God as die hoogste autoriteit het nie, is hulle nie 'n kerk van God nie, want die woord is self God en die woord is Christus. So eenvoudig soos dit. So wat moet ons toets? Ons moet elke denke toets. Elke vraag, elke antwoord, elke tradisie, elke soektog, elke keuse en elke direksie van my lewe en die gemeente se lewe. Alles moet getoets word. En net 'n voorbeeld van tradisie, en ons het ook tradisies, elke kerk het 'n tradisie. Jy kan nie wegkom van dit af, né? Soos byvoorbeeld, ons gemeenteete. Dis 'n tradisie. Ons moet net toets, daai tradisie, is dit belangriker vir ons as die woord van God? Volgens die woord van God? Is daar enigiets wat dit aanspreek wat sê, ek moet dit nie doen nie, in die woord? Nee. So ons kan 'n gemeenteete hê. Beteken dit dat dit elke jaar op daai datum moet val? Nee. Dit kan verander, want dit is nie volgens die woord 'n belangrike element nie. Tradisie is nie die nagmaal nie, maar hoe ons miskien die nagmaal bedien, kan 'n tradisie wees, né? Volgens die woord, maar miskien het een kerk ouderlinge wat dit saam bedien, né? Miskien het 'n ander kerk partykeer 'n diaken, né? Solank ons dit bedien. Is dit te sê dat ons dit net in die kerk moet gebeur? Nee, die woord sê, doen dit soveel as wat jy kan. Nee. En so kan ons aanbeweeg. Beteken dit dat ons moet sing voordat ons preek? Nee, dit is 'n tradisie, maar weet julle wat? Oor daai tradisie fight ons baie keer in die kerk. Maar raai wat, dis 'n tradisie. Sien julle waaroor ons praat? Tradisie kan so vinnig belangriker word as die woord. En dit is gevaarlik. So ons moet wegbly van dinge af soos dit. Is 'n geloofsbelijdenis belangriker as die woord? Want dit is gebaseerd op die woord. Maar skielik, oor 100 jaar, 50 jaar in die kerk, dan ken ons die geloofsbelijdenis, maar nie die woord nie. Ons kan hom opsê, ons ken nie die woord nie. Ons verstaan ook nie eintlik wat daar binne is nie, want ons ken nie die woord nie. Maar ten minste ken ons die geloofsbelijdenis. Wat weerhou ons in 'n kerk om God se dinge te doen? As daar enige iets is 'n konstitusie hoër as die woord? Nee, miskien wys, maar wysheid, 'n menslike wysheid, kan ons ook weerhou om God se woord te doen. So as ons by 'n punt kom en ons konstitusie sê ons mag nie, maar die woord sê ons mag, wat doen ons? Doen wat die woord sê. Ek weet nie van julle nie, 'n konstitusie gaan ons nie terughou nie. En so kan ons aangaan. Mense, ons moet net begin in eenvoud dink en vir onsself vra, as ek in 'n diens sit, as ek in 'n kerk sit, en iemand spreek iets wat nie volgens die skrif is nie, wat is dit? Vals. Baie eenvoudig. As ek in 'n kerk sit en daai ding wat die predikant sê, of daai ding wat daai gelowige sê, is nie volgens die woord nie, hoef ek daaraan nie vashou nie. Maar hierdie is baie belangrik. Al verskil denominasies met sienings, is dit ook vir my belangrik om hierdie vanoggend met julle te deel. As jy een valsheid vind, nie op die fondasie nie, maar buite die fondasie, 10-1 gaan jy nog valshede vind. Baie, baie belangrik. As jy een valsheid vind, 10-1 gaan jy nog valshede vind, en daar is nagevolge vir daai valsheid. Baie belangrik. Baie belangrik. Dis hoekom ons moet konstant toets wat Pieter sê van die vooraf. Mense, maar ek weet nie van julle nie, maar in eenvoud kan ons dan die vraag vra, as enigiemand hoor as die woord van God. So, as iemand hoor is, of in beheer is, die hoof is van die kerk, en ek kan die 2 voorbeelde noem. Rooms-Katoliek, die paus is hoor as die woord in hulle kerk. Hy kan die woord verander en sê, ons hoef nie meer aan hierdie vas te hou nie, maar aan hierdie vals, bestaan nie. Die kerk van Engeland, wie is die hoof van daai kerk? Die ene wat? Heers tans. Dis hulle hoof. Dis onwaar en vals. Dis nie 'n kerk waarin ons vashou nie. Mense, volgende week, en ek deel dit maar net met julle in die weke waar daarna kom, gaan ons bietjie praat oor, het profete, apostels, bishops nog 'n plek in vandag se kerk of nie? Ons gepraat oor drome uitlê, want weet julle wat, dis die dinge wat ek hoor daar buite, wat mense oor praat. Ek het daai droom gedroom. Is daar 'n plek in die kerk daarvoor in ons konteks, of is daar nie?
Ons gaan praat oor gawes, tale praat. Ons gaan praat oor wat se gawes moet in die kerk wees, wat se gawes moet ons voor versigtig wees en wat miskien nie in die kerk moet wees. En mense, ek weet, hierdie tipe klas van dinge klink vreemd, maar dit is so eenvoudig, want wat het ons vanoggend vasgestel? As die woord iets sê, wat doen ons? Glo dit. As die woord dit nie sê nie, glo ons dit nie. Maak nie saak of my ouers of daai dominee uit of daai denominasie dit sê nie, ons gee nie om nie. Waaroor gee ons om? Oor die woord van God. En ons gaan toets alles volgens die woord van God. En dan wil ek net afsluit, mag ons vanoggend die Here prys, want deur sy genade sit ons hier. Ons het gepraat van ons is die bakstene, as ek dit so kan stel, hier in die geestelike gebou van die Here. Maar nie omrede ek iets is vanoggend nie, omrede Christus vir my gesterwe het, omrede die Gees in my woon. En weet julle wat is besonder? Ons sal in hierdie reeks so kyk, maar wat is my verantwoordelikheid teenoor jou? Wat is jou verantwoordelikheid teenoor my? En weet julle wat is nie moeite nie? Van vandag staan ek sterk en ek bemoedig jou. Môre is ek swak, maar jy kom bemoedig my. Sodat ons begin vrymoedigheid verkry om te deel. As jy nie vrymoedigheid het nie, gaan ondersoek bietjie daai wortel. Weet julle wat het ek nog elke keer in my lewe gevind, wanneer ek nie vrymoedigheid het nie? Dis nie omrede ek skaam is nie, omrede ek hoogmoedig is in my eie lewe. En ek dink, die mense gaan nie verstaan nie. Ek is die dominee, ek kan dit nie sê nie. Nee? En so kan ons aangaan. Maar mag ons vanoggend sing en die Here prys, dat ons in Christus se kerk is. Ek weet nie van julle nie, dis 'n groot voorreg om hier te wees. Nee? Dis 'n groot voorreg en 'n seëning om vanoggend te besef, maar ons is eintlik in Christus se kerk. En ons hoef nie te twyfel daaroor nie, want die woord sê vir ons, maak dit vas in ons, en mag ons dan deur te sing en te bid, vir die Here ook vra, mag ons dan geloofsekerheid verkry. Mag ons groei in hom, mag ons al hoe meer sterker staan in die storm wat altyd daar is, mag ons meer in wysheid optree, dat die storm wat daar buite is, nie beïnvloed wat hier binne is nie. Nie ook 'n storm maak hier binne nie, maar dat daar stille water sal wees hier. Water wat gefondeerd is op Jesus Christus en die woord. Kom ons sluit af. Kom ons sluit die oor. Amen. Vader, in eenvoud het ons vanoggend net gekyk na wie is die kerk. En Vader, ons kon eintlik soveel dieper gepraat het oor die bruid en die bruidegom. Ons kon tot na die huwelik verwys het om te praat oor die kerk. Maar Vader, mag ons in hierdie eenvoudige eenvoud van vanoggend se boodskap net besef in dankbaarheid, Here, dankie. Dankie dat U woord vir my gegee het sodat ek U kan ken. Dankie dat U ons gekies het, ons eerste genader het sodat ons U kan nader. Dankie dat alleenlik is ek gered deur U wat my gekies het. En dat eintlik niks wat ek doen of kan doen kan maak dat ek tot redding kom nie. En vir daai rede hoef daar nie vrees te wees vir U koninkrykswerk nie. Want U maak nie 'n fout nie. En U maak nie foute nie. En Vader, in dit mag ons as Springs Baptiste Kerk groei in hierdie reeks en in U waarhede. Mag ons nader getrek word aan mekaar en besef dit is nie enige sement wat ons bind aan mekaar nie, maar 'n ewige sement wat ons bind aan mekaar. Dat ons mekaar se laste sal dra, mekaar sal bemoedig en leef asof die koninkryk al reeds hier is in ons midde. Vader, dat ons reeds al vrede en vreugde ervaar in U werk, in U wil, maar konstant alles sal toets. Vader, help ons dat nie een van ons misleid sal word deur 'n aanhanger van iemand te word nie en te vergeet. Maar ons is behoort om vir Christus deur daai persoon raak te sien, aan Christus vas te hou en nie aan die persoon wat gebruik word deur Christus nie. En Vader, sodoende vra ek vir wysheid in elke gelowige se hart en se denke vanoggend. En Vader, ek dra ook elke persoon vanoggend op wat miskien twyfel het of hulle aan hierdie dinge vashou.
Vader, mag U vir hulle die vrymoedigheid gee om te kom gesels, die vrymoedigheid gee om U te nader en te sê, Here, ek's verlore, vergewe my, en help my om aan U vas te hou, en weg te draai van die ou mens en U te volg. Want Vader, sonder redding is ons absoluut niks. En wat kan ons meer ook vra as redding? En Vader, sodoende vra ek, mag U ons in hierdie week seën, mag U hierdie reeks ook seën, en mag U ons vernuwe. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Vra ek net dat ons sal staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm, te laat groei en deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.